Hy plaas my voete op die ewige rots. Baie diep haal hy my uit. Baie dankie. Kan maar sit. Baie welkom, ons dankbaar dat u elkeen saam met ons is in hierdie aand. U die beter plek gekies om vanaand te wees. Nou, u kan die woord oopmaak by 2 Samuel. En hierdie aand kyk na die boek 2 Samuel. 2 Samuel. En dan voor ons daar saam lees, kom ons sit net so dan bid ons saam. Dierbare, verhoogde Here Jesus, U wat was en is en sal wees. Here, U is die lelie van die dae. U is die blink môrester. U is die skoonroos van Saron. U is Jesus van Golgotha. En ons aanbid U vir die prys wat U vir ons betaal het. En dat U deurgegaan het tot aan die einde. Here, ons wil U naam groot maak, want U het ons vir Uself met U bloed gekoop. Dankie dat ons vanaand tot U mag nader, deur die voorhangsel heen. Dit is U vlees en U bloed. Dankie Vader dat U U seun gegee het vir ons, sodat ons gemeenskap met die seun kan hê. Dankie o Heilige Gees van God wat ons nie verlaat nie. Al gaan ons deur 'n dal van doodskade weer, U is met ons. Heilige Gees, U is die trooster. Die een wat die hart kan vertroos soos net God kan. O Heilige Gees, U is die een wat in ons hart kom woning maak. 'n Rusplek kom vind vir U voet. O Heilige Gees, U is die een wat ons nader aan Jesus trek en ons nader aan die Here Jesus wil hê. Dankie vir U woord wat U vir ons gegee het, dat ons vanaand met vrymoedigheid na U toe kan kom, U woord wat vir ons alles leer. Here, ook vanaand se gedagte, sal U dit aan ons hart seën. Here, dat ons die tyd dan sal uitkoop om U te soek en U te vind. Dawid skryf in Psalm 50. Julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. Here Jesus sal ons U soek en sal ons U vind. Ons aanbid U in Jesus naam. Amen. 2 Samuel 1 vers 1. En na die dood van Saul, toe Dawid terug was van die verslaan wat van die Amalekiete, en Dawid 2 dae in Siklag gebly het, kom daar op die 3de dag 'n man uit die leer van Saul af met geskeurde klere en grond op sy hoof. En Dawid sê vir hom, waar kom jy vandaan? En hy antwoord hom, ek het ontvlug uit die leer van Israel. Verder sê Dawid vir hom, wat het gebeur? Vertel my tog. Toe antwoord hy, die manskappe het uit die geveg gevlug, en baie van die manskappe het ook geval, en gesterwe, ja, ook Saul, en sy seun Jonathan is dood. Vir eens het tot sover, nou vanaand dan kyk na hierdie boek 2 Samuel. 1 Samuel het ons nog gekyk en hoe dit meestal gaan oor Samuel, of het ons sê, gaan dit regtig oor Samuel, gaan dit regtig oor Saul, gaan dit regtig oor die voorbereiding van Dawid, en ons het agtergekom, maar 1 Samuel gaan meer oor die Here, oor die verhouding en die werk van die Here onder hulle. So 1 Samuel se tema
is die Here. Kan nie ander tema in ons sit nie. Het gaan oor die Here. En eintlik oor niks anders nie. En die Here se verhouding met dit alles. Nou, 2 Samuel neig bietjie in 'n ander rigting. So as ek vir u sou vra wie 2 Samuel geskryf, wat gaan u sê? Esdra. Want in 1 Samuel 25 lees ons dat Samuel het gesterwe. So as Samuel in 1 Samuel 25 gesterf het, wie 2 Samuel geskryf? So hulle probeer maar te sê, om te kyk, min of meer Nathan en dan baie van die profete, maar saamgekom en dit geskryf, maar dat dit in die tyd van die Here Jesus 'n betroubare bron en reeds in die Ou Testament bygevoeg was, en die Here Jesus hom aanvaar het as die woord van God, daarom is dit met vrymoedigheid dat ons 2 Samuel in die Bybel het. So 2 Samuel gaan dan oor die lewe van Dawid. En eintlik kan hierdie boek 'n ander tema hê, en dit is die lewe van Dawid. Dit word in diepte beskryf. So as daar 'n boek is wat sy grootheid beskryf en selfs die sonde van Dawid beskryf, is dit hierdie boek. Hierdie boek vlek alles oop van Dawid. So ons lees dan in 1 Samuel dat die Here stuur vir Samuel, gaan salf Dawid as koning. Nou daar word geskryf dat Dawid was daar in die paleis, hy het vir Saul gespeel, maar dat hy op 'n stadium 10 jaar, van 'n sekere punt tot 'n sekere punt, van 'n sekere punt totdat hy koning geword het, was 10 jaar. Om te dink, jy kry die woord, jy gaan koning word. Maar totdat jy koning word, is 10 jaar. Dan kom die gedagte by ons op, maar Here, as ons die soek ons dit? Nou. Maar die wat op die Here wag. So, wat is klaar een eienskap van Dawid? Hy moes rustig sit en wag, totdat die Here sy koningskap bevestig. Vir 10 jaar lank, sy lewe, het hy gevlug. Weg moes kruip van Saul. Net soos sy lewe gesoek het. Hy moes gevlug het. En dan in hierdie 10 jaar het die Here hom gevat en hom laat groei. En 'n geestelike pad met hom kon stap, sodat hy oor 10 jaar die man moet wees wat die Here van hom wil hê. So Saul is dood en die ideale geleentheid kom te voorskyn. Nou daar is 'n ander tema wat oor hierdie eerste 3 hoofstukke gegee word van 2 Samuel, en dit is God se tyd. God het sy tyd. So in die eerste plek weet ons dat Dawid was saam met wie? Onder wie het hy eintlik skuiling gevind en 'n vriendskap gevind? Onder die Filistyne. Né? Hy was onder die Filistyne. En teen wie het Saul geveg? Toe Saul doodgemaak is? Teen die Filistyne. So as Dawid daai oomblik nog deel was van die Filistyne, dan was dit sy hand ook wat vir Saul doodgemaak het. Maar voor dit, in hoofstuk 30 of 29, Dawid word deur die Filistyne teruggestuur. So ewe skielik, hulle het voor dit nie 'n probleem gehad nie, maar ewe skielik sê die Filistyne, hoor jy, ons voel nie meer gemaklik dat Dawid onder ons is nie. Dawid moet nou skuif. En hulle sê vir hom, hoor hierso, en hy vra, wat het ek gedoen? En hulle sê, nee, niks nie, maar ons voel nie gemaklik met jou hier onder ons nie, jy moet gaan. En so binne in die raad van die Here volkome in beheer, word Dawid weggestuur. In die tweede plek, die Amalekiete kom en roof Dawid se 2 vroue. En dan daar die stad se vroue en hulle, Dawid kom daar aan en sê, maar hoor hierso, hulle stad, siklag as ek reg is verbrand. En hulle jaag agterna en hulle vang
En dan sien ons iets van Dawid se hart wat na vore kom in 1 Samuel 30 vers 23, maar Dawid het gesê, julle mag nie so maak nie, my broeders, met wat die Here ons gegee het. So hulle het sekere gedagtes om sekere goeders te vat. Wat sê Dawid? Nee broeders, ons maak nie so met dit wat die Here vir ons gegee het nie. Sien jy klaar? Hy is voorberei, is reg, verhouding is reg teenoor die Here, om die Here in ag te neem. Derde plek, die Filistyne maak dan vir Saul dood, in hoofstuk 31. En dan, vierde gedagte, die tyd is ryp vir Dawid om koning te word, 2 Samuel. En Dawid word as koning gesalf. Hoofstuk 2 sien ons die eerste gedagte, en daarna het Dawid die Here geraadpleeg en gesê, sal ek optrek in een van die stede van Juda? En die Here antwoord hom, trek op. Toe sê Dawid, waarheen moet ek optrek? En hy antwoord hom, na Hebron, daar waar die volk hom toe gesalf het. Vers 4, daarna het die manne van Juda gekom en Dawid daar as koning oor die huis van Juda gesalf. Want onthou, dit was 'n redelike groot storie. Want wie moes regtens koning geword het? Saul se seuns. En daar was een wat koning wou word en homself tot daardie posisie verheffen het. Maar die Here het 'n ander een, die Here het sy koning. Nou, wanneer ons praat oor Dawid, of ek nou klaar eintlik my mond verby gepraat, maar as jy sou dink aan iemand in die wêreldse geskiedenis wat die guns van God gehad het, wat sy naam sal ons sê? Dawid. Daar was nie 'n man voor Dawid of na Dawid wat die Here so lief gehad het soos Dawid. 1 Samuel 13 vers 14 is die vers wat vir ons wys op die toekoms wat gaan gebeur. 1 Samuel 13 vers 14. Maar nou sal jou koningskap nie bestaan nie. Die Here het vir hom 'n man na sy hart gesoek. En die volk het na die Here en die Here het hom as vors oor sy volk aangestel, omdat jy nie gehou het wat die Here jou beveel het nie. Die Here het eintlik 'n man gesoek na sy hart, so hulle het toe vir Saul as koning aangestel, maar wat het die Here gesoek? 'n man na sy eie hart. En later, toe kry die Here sy wil, 'n man na sy hart. So wanneer ons in die Nuwe Testament lees van die koning, die Messias, dan sê hulle die seun van Dawid. So Dawid is hierdie geweldige persoon. Maar nou die vraag is hoekom? Wat maak hom so wonderlik? Wat maak hom so dat die Here hom liefgehad het? Ons sien in hoofstuk 2 het ons nou gelees dat heel eerstens raadpleeg hy die Here. Wat sê dit vir ons? Waartoe gaan ons eerste? Gaan na die Here toe. Daar's 'n paar gedagtes oor Dawid se lewe geskryf. En die eerste daarvan is sy geloof, sy vertroue in die Here. En dit word gesien eintlik, meeste van hierdie punte word gesien in 1 Samuel, wat vir ons beskryf hoekom die Here hom in 2 Samuel so kon gebruik. En die eerste vers is 1 Samuel 17 vers 47. In die tyd toe hy teen Goliat moes veg. En hy as klein kind kom daaraan om te veg teen Goliat. Wat het hom gedryf dat hy voor daardie groot man staan met al daai leer, met sy swaard in sy hand, met die krygsman van sy jeug af? Wat was dit vir Dawid om as 'n jong kind
voor hom te staan? Was dit nie net sy vertroue in die Here? Jy kom na my toe met swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here. Dawid, hoe kan jy? Hy het 'n vertroue, 'n geloof in hierdie Here gehad. En ons sien reg deur die psalms, het daardie geloof na vore gekom. So as daar een persoon was wat die Here vertrou het, was dit Dawid gewees. Tweede, wat daar geskryf word van Dawid, is hy was 'n liefdesman. Hy was geliefd. Hy was geliefd, eers deur Saul, later het Saul hom verwerp, en hy het gereeld mense gehad wat hom lief gehad het. Soos Dawid en, as ons praat van Dawid en Jonathan, hy was 'n man wat ander het hom lief gehad. Hy was geliefd gewees. Nie net hy was geliefd nie, maar hy het lief gehad. Liefde het in sy hart uitgesprei. Hy is een wat ander lief gehad het. Hy het omgegee, hy het gekyk na die huis van Saul. Hy hoef nie, maar hy het. Daar word oor hom geskryf dat hy 'n regte, egte liefde gehad, soos Maria, wat die voete van die Here Jesus gesalf of nat gehuil het. Want sy het baie sonde gehad, en daarom kon sy hom baie lief hê. Net so word van Dawid geskryf. Dawid het die Here en mense lief gehad. En daarom het die Here hom lief gehad. 'n derde gedagte wat oor hom geskryf word, 1 Samuel 18 vers 23, wil ek gou lees vir ons. In Samuel 18 vers 23, toe Saul sy dogter gee aan Dawid, die dienaars van Saul het hierdie woord voor die ore van Dawid gespreek, maar Dawid het gevra, is dit 'n kleinigheid in julle oë om die skoonseun van die koning te word, terwyl ek 'n arm en geringe man is? Ek is 'n kleine, 'n arm, 'n geringe man. Ek is dit nie werd nie. Met ander woorde, daar was 'n nederigheid in Dawid gewees. Geweet, hy is nie waardig om aan die tafel te sit te Samuel kon nie. En telkens, wanneer hy gesondig het, of wanneer hy geval het, dan het hy in nederigheid na die Here teruggekeer. Soos daar een punt oor Dawid se lewe geskryf is, hoekom die Here hom kon gebruik het soos hom gebruik het is, hy was nie vol van homself. 'n vierde gedagte, hy het integriteit gehad. Met ander woorde, sy woord was sy woord. Om te dink dat die Here gee vir jou die bevestiging, jy gaan koning word. Maar hierdie ou wat koning is, rebelleer teen God, hy raadpleeg die hekse, hy is 'n vyand van God. En Dawid het die geleentheid om in die aand by hom te kom, en Dawid het die geleentheid om hom dood te maak. En hy sny 'n stuk van sy kleed af. Net om te wys, hy kon, maar hy het nie. Want wie is hy om sy hand teen die gesalfde van die Here uit te steek? Met ander woorde, sy woord was sy woord. Baie keer dan sê ons, in tyd waarin ons lewe, ek gee jou my woord. Nou vandag beteken dit nie meer veel nie. Nou, in die ou dae, as mense gesê het, ek gee jou my woord, dan was dit hulle woord gewees. Hulle woord was hulle eer. Verder word daar van Dawid geskryf, 5de gedagte, vergifnis. 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 is dit waar Dawid gesondig het en Nathan, die profeet, kom by hom.
Wat doen hy toe hy uitgevang is? Hy het nie verskonings gemaak nie. Hy het nie iemand anders blameer nie. Vers 13 sê, en Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir Dawid, so het die Here dan ook u sonde vergewe. U sal nie sterf nie. Ek het gesondig. Bly, eenvoudig, ek het gesondig, Here. Is daar vergifnis vir my? Ja, daar is vergifnis. Maak nie saak hoe groot ons sonde of ellende, die Here vergewe. Is daar moordenaars wat in die hemel gaan wees? Ja. Is daar kerkmense wat in die hel gaan wees? Ja. Hang af oor jou egtheid. In Jeremia 2 sê die Here vir die volk, hy onthou toe hulle eg was. Eg en eer, egte salf, egte druiwe. Maar hulle het vir hom verander, hulle is nie meer daardie egtheid nie. En wanneer 'n mens eg is voor die Here, dan vergewe die Here. En hy dink vir hoe lank nie meer aan nie. Hy dink nooit meer aan nie. As ons nie weer aan iets dink nie, wat is dan fout? Dan het ons Alzheimer's, né? As ons nie meer aan iets dink nie, dan het ons Alzheimer's. Ons is nie gemaak om te vergewe nie, vergeet nie. Gemaak om te vergewe, ja, maar nie te vergeet nie. Maar die Here kan, hy is God, hy kan vergeet. En sê, ek dink nooit weer daaraan nie. 'n wonderlike God is hy. Laaste gedagte is, wat oor Dawid se lewe geskryf word in 2 Samuel, is hy het God aanbid. Ons lees dat hy was bly toe hulle sê, kom ons gaan op na die huis van die Here. Hy was bly om te aanbid. En dit word vir ons gewys in die psalms. Die psalms wat getuig van dit. So eintlik die eerste 50 en die laaste 50 van die psalms, wanneer ons dit lees, dan lees ons van 'n man wat 'n verhouding gehad het met die Here. Daarom dat hy so kosbaar en diep in die hart van God ingeworteld was. Lees net so 'n paar verse in Psalm 32. Welgeluksalig is hy wie se oortredinge vergewe, wie se sonde bedek is. Welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie, en in wie se gees geen bedrog is nie. Toe ek geswyg het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag lank, want u hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander deur somergloed. My sonde het ek u bekend gemaak. My ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely en u die ongeregtigheid van my sonde vergewe. So as ons lees oor Dawid, dan lees ons hy het dit aan die Here bekend gemaak en die Here het hom daarvan vergewe. 2 Samuel 22 is seker maar die hoofstuk in 2 Samuel, en daar word daar geskryf van hom, 2 Samuel 22 vers 24. Maar ek was opreg voor hom, en ek was op my hoede vir my ongeregtigheid. So het die Here my dan vergeld na my geregtigheid, na my reinheid voor sy oë. Vers 42 sluit hy af. En hy het rondgekyk, maar daar was geen verlosser nie. Na die Here, maar hy het nie geantwoord nie. So daar was sommiges wat selfs na die Here gesoek het, maar hulle het hom nie gekry nie. Omdat hulle harte nie eg was nie. Maar vir Dawid sê die Here, ek was daar. Ek het jou bedek. Ek
ek jou gedra. Ek was vir jou soos 'n herder. En dan die rede vir dit alles vind ons in vers 26. By die liefderyke betoon u uself liefderyk. Hoekom het die Here hom so lief gehad? Want hy was 'n liefdevolle mens. By die opregte man betoon hy self opreg. By die reine, rein, maar by die valse, verkeerd. So hoekom het die Here Dawid gebruik? Want dit wat die Here aan hom bewys het, was dit wat in sy eie hart aan die gang was. Dis wat Dawid se lewe vir ons so kosbaar maak. Wanneer ons die psalms lees, dan sien ons dit wat 2 Samuel beskryf, dit is wie hy was. So 2 Samuel beskryf vir ons sy uiterlike lewe, die psalms beskryf vir ons sy binnekamer verhouding met die Here. Mag die Here ons help en genade gee om eerlik gehoorsaam te word aan sy woord. Amen. Kan ek vra dat ons mans daar agter en dan gee ons vir die vroutjies hier voor kans om saam te bid.